Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat die kennisgewings van toekomende video's mag ontvang, toekomstige video's. Nou ja, vandag se onderwerp is Ramaphosa, nabootser van die Britse Ryk. Want Ramaphosa het nou so 'n dag of 2 gelede het hy 'n toespraak gelewer daar iewers by 'n ANC konferensie wat blykbaar ter herdenking aan die sogenaamde Freedom Charter geskied het. Nou ja, hierdie Freedom Charter of Vryheidsmanifest is 'n dokument wat deur die kommunistiese party opgestel is hier 1955 rond. En sover ek weet of sover ek verstaan, is dit deur 'n lid van die party by name Rusty Bernstein opgestel. Hy het die dokument geskryf. So lyk Rusty Bernstein en sy vrou Hilda Bernstein. En ek sal 'n bietjie my feite moet gaan kontroleer, maar sover ek onthou het Hilda Rusty en ek weet nie of Rusty toe skuldig bevind is op 'n stadium nie, maar ek dink nie so nie. Hy was 'n lid van die ondergrondse kommunistiese party, maar hy en sy vrou Hilda het uitgewyk Londen toe. En ek meen Hilda het toe die huis gekoop daar in Londen of in 'n Londense voorstad waarin Oliver Tambo gewoon het. Met ander woorde, die Bernstein egpaar het eintlik die hele ANC so half aan die gang gehou. Jy weet, hulle het vir hulle huis, in die huis was sommer die hoofkantoor van die ANC ook gewees. Ek weet nie, ek wens ons mense wil so 'n bietjie vindingryk raak. Jy weet, dat hulle ook sommer net 'n huis daar koop en dan sit hulle iemand in die huis en hy word 'n groot leier en uiteindelik gebeur daar weer 'n revolusie wat dalk bietjie in ons guns kan verloop, nie soos hierdie revolusie nie. Maar ons gaan nou kom by Ramaphosa se toespraak waarin ek nou praat van hoe hy eintlik besig is om 'n soort ryksarend van die Britse ryk na te boots, want daar is mos daardie gedig van Peter Bloem in die digmiddel uit Steenbok, van Steenbok tot Poolsee. Ek dink die gedig se titel is Rooi nekke op Hermanus, en daar praat hy van die moe ryksarende op Hermanus. Jy weet, hierdie afgetrede Engelse koloniale figure of generaals of wat ek al wat daar op Hermanus in hulle huise sit. Nou, hierdie Ramaphosa, dink ek, hy boots hierdie mense na, hy boots die groot imperialiste van die verlede, die groot Britse imperialiste van die verlede na, soos ons nou in sy video sal sien. Maar voordat ons nou by die video kom, kyk gerus weer na ons boeke hier onder die skerm op die boekwinkel en koop gerus 'n boek. Dit voel amper vir my asof ons 'n aanlyn universiteit hier bedryf en u het voorgeskrewe boeke om aan te koop, sodat ons almal op dieselfde golflengte kan begin kom, want hier is regtig baie interessante leesstof, veral nou met Kersfees wat aan die kom is en die Desembervakansie waar jy 'n bietjie tyd gaan kry om te lees. Nou kom ons kyk gou wat sê ou Rama, wat raak Ramaphosa nou weer kwyt by hierdie konferensie nou, waar dit gegaan het oor die Freedom Charter van Rusty Bernstein, maar ons word nooit vertel dat Rusty Bernstein dit geskryf het nie. Dit was 'n spontane opwelling van die volk, wat die Freedom Charter tot stand gebring het. Trouwens, nog 'n aspek daarvan, van daardie byeenkoms, ek dink dit was hier op 26 Julie 1955. Natuurlik nie nou in Desember nie, want hulle herdenkingsdatum is 'n bietjie mis daar, die ANC se en Ramaphosa se. Maar Joe Slovo
hy was op daardie stadium ingeperk. Hy was toe mos ek weet nie of hy die leier al reeds wat toe was van die kommunistiese party, van die ongegrondse kommunistiese party nie. Maar hy, miskien was dit wel Bram Fischer, ek is nie doodseker nie, maar ek is nou nie, ek probeer nou nie, so ek is redelik op hoogte van die kommunistiese party se geskiedenis in Suid-Afrika, maar dit is nou nie my gunsteling onderwerp nie. Ek bedoel, dit is nou nie, ek is nie 'n groot bewonderaar van die party nie. Soos byvoorbeeld Jakes Gerwel, professor Jakes Gerwel, voormalige direkteur van Nasionale Pers. Hy was 'n groot bewonderaar van die party, wat hy ook so genoem het. Maar Joe Slovo het toe hy was ingeperk op daardie stadium in 1955 en hy het toe blykbaar met verkykers het hy die hele byeenkoms daar dopgehou. Hy het daar op die bediendekamer of een of ander gehug se dak gelê met sy verkyker en daarna gekyk. Want jy weet, in die toekomende mitologie, die toekomstige mitologie van die ANC en die kommunistiese party sou hierdie byeenkoms van wat daar plaasgevind het met die manifest van Rusty Bernstein wat aangeneem is, die aanwesig is daar, sou dit 'n belangrike rol speel en vandag nog, wel hier is van al hierdie naïewe Afrikaners wat al hierdie goed deesdae soos papegaaie herhaal. Maar kom ons gaan gou nou Ramaphosa toe en sien nou, dis sommer net kort so 1 minuut 40, ek gaan net so onderbreek en 'n bietjie kommentaar lewer op wat hy daarby wat hy daar te sê het. En dan as ons kom by die nabootsing, hierdie hele nabootsing idee, daar's 'n vreeslike interessante roman deur 'n Indiër skrywer wat in die Karibiese eilande groot geword het, V.S. Naipaul. Hy het ook die Nobelprys vir letterkunde ontvang. Ek het sommer van Grok gevra om vir ons so 'n opsommingkie van een van sy boeke te maak en ek gaan dit ook nou met u deel, want dit is baie van toepassing op wat aan die gang is in ons land en al hierdie belangrike mense en hierdie begrippe wat gebruik word, soos ons nou gaan sien in hierdie stukkie van 1,5 minute van Ramaphosa. Goed, kom ons kyk 'n bietjie daarna. Ek sal net gou dit hier so op die skerm kry. The sense of shared nationhood is well established among South Africans of all races. However, some in our society. Nou ja, daar die gevleelde woorde, die gedeelde idee van volkskap of nasieskap in Suid-Afrika, wat deur alle Suid-Afrikaners gedeel word. Ek sê wel, ek deel dit nie vreeslik nie, en ek dink ook nie, daar is baie ander Afrikaners wat dit deel nie, ons identifiseer glad nie met hierdie quasi-kommunistiese soort retoriek en kamerade wat mekaar gelukwens en as kameraad aanspreek en jy weet, so of marxisties, leninistiese toesprake lewer nie. Ek dink nie, ons voel nie sterk, ons vind nie sterk aanklank daarby nie. Dus ek dink hy maak 'n fout as hy nou dink dat alle inwoners van die land jy weet, hulle gevoeg het by hierdie gedeelde sogenaamde nasie. Maar kom ons nou net verder, hy gaan ook 'n bietjie verwys na die Afrikaners hier. Still adhere to notions of racial superiority and seek to maintain racial privilege. Sure. Daar, wel, ek het dit nou, ons het nou systeem gehoor, ek het nou vergeet om weer op die skerm te sit, maar daar het ons dit nou. Racial superiority. Jy weet, hy kan nie mooi die woord uitspreek nie, want ek dink iemand skryf ook van hom natuurlik sy toespraak. Mandela se toesprake is deur ander mense geskryf, gewoonlik blankes. En ek vermoed hy het natuurlik ook 'n toespraak skrywer in hierdie soort woorde, hierdie gevleelde woorde. Naipaul, hierdie skrywer waarna ons nou gaan kyk, en een van sy ander boeke wat ek gelees het, het hy ook, wat in die Kongo
Belgiese Kongo of die DRK soos dit tans bekend staan afspeel. Hy praat op een plek daarvan dat ons het so baie woorde. Jy weet die ANC het so baie woorde. Daar's al hierdie woorde. Jy weet, soos ons nou sal ook hoor, maar nou soos die gedeelde nasieskap, maar ook die racial superiority, en daar's nou mense wat vasklou aan blanke heersig, of wat noem dit, white supremacy. Hy gaan dit ook nou gebruik. Net goed, kom ons luister 'n klein bietjie verder. The vehement opposition by some groups to our policies of transformation and redress conveniently align with wider notions of white supremacy. Nou daar het jy dit. Kyk, as hy praat van hierdie transformation and redress, nou die transformasie en vergoeding. Nou hy het al verskriklik vergoeding gekry, hierdie man. Hy is 'n miljardêr. Jy weet, hy was 'n vakbondleier en nou is hy 'n miljardêr. Hy het miljarde rande wat hy besit, sy bates en wat ook al. Maar hy het nog nie genoeg vergoeding ontvang nie. Vir die onregte wat hom aangedoen is, ek weet nie, ek dink nie, hy sal ooit onreg gaan gedoen nie. Hy is nog net altyd op die hande gedra, veral deur meneer Rolf Meyer en F.W. de Klerk natuurlik. Maar hy praat hiervan, en as jy nou nie saamstem met hierdie gedagte van transformasie, wat nou eintlik dis 'n eufemisme vir revolusie, en dit transformasie is ook eintlik 'n eufemisme vir dit wat daardie Franse skrywer Renaud Camus, hy het mos begin praat van die groot vervanging, van mense wat vervang, een groep wat deur 'n ander vervang word. Of hy het dit in Frans le grand remplacement het dit genoem. Dit is ook nou, word beskou deur sekere media as 'n verregse term, maar dit het aanklank gevind reg oor die wêreld, dit word in Amerika gebruik, in Europa en oral, die groot vervanging. En transformasie is 'n vorm van 'n groot vervanging. Jy weet, ons het gesien, jy weet, my tak hierso van Absa, wat my rekening gesluit het, maar hulle, kyk, 20 jaar gelede, toe was daar 'n klomp Afrikaners in daardie tak, daar was ek 20 mense wat daar gewerk het, en omtrent almal van hulle was Afrikaners en blankes. En as jy nou sien toe gaan, is daar nie een oor nie, hulle is vervang. Daar was 'n groot vervanging wat daar plaasgevind het, en dit staan nou bekend as sogenaamde transformasie, maar hierdie en vergoeding. Maar wat wil hy nou nog hê? En as jy nie daarmee saamgaan nie, dan is dit wit heersig, soos Ramaphosa sê. As jy nie, so met ander woorde, as iemand daar by jou huis opdaag en vir jou sê, man, gee my jou huis, ek wil 'n bietjie vergoeding hê, en as jy nou nie jou huis nie waar die titelakte oorteken aan hierdie persoon nie, dan is dit wit heersig. Ja, dis die logika waarvan ons hier praat. Nou waar kom hierdie logika vandaan, wonder ek? Nou uiteraard, nou natuurlik van hierdie mense soos Rusty Bernstein, sekerlik, en nog ander kommuniste wat destyds doenig was met hulle handveste en al die dinge. Kom ons luister verder nou, wat sê ou Ramaphosa nou verder. And white victimhood fed by false claims of the persecution of white Afrikaners in our country. Sure. Ja, nou hy sê dit is 'n valsheid dat daar blanke slagoffers in Suid-Afrika is, en veral natuurlik dat Afrikaners vervolg word. Ja, kyk, as die hoogste hof in die land sê, kiele boer, kiele farmer is vryheid van spraak, en dis wettig om eintlik oproepe tot Afrikaner volksmoord te doen, dis nie, ja, Afrikaners word nie vervolg eintlik nie. Jy weet, dit is net heel normaal, volgens Ramaphosa. Jy weet, dit is 'n valse, hy gaan nou verder hierdie boot, wat vir my so ontsettend kliseë is, hierdie woord narratief, wat ook mense in Afrikaans gebruik, en dis nie eintlik vir my goeie Afrikaans nie, ons praat meer van 'n verhaal, of 'n tema, of wat ook al. Maar ek vermoed, soos baie van hierdie soort woorde, wat in die woordeskat, en politieke woordeskat, of
beland en al vir kliseë word. Wel, ek herinner my so rondom 1979 toe ek nog 'n student was. Dit was al 'n Franse boek wat verskyn het oor die postmoderne filosofie, met die titel Die postmoderne toestand van 'n man met die naam Jean-François Lyotard, wat dit het nog so 20 jaar gevat vir Wits om agter te kom dat daar so 'n boek was, maar ek het dit destyds so daar in die laat 70er jare gelees en daarin praat hy van die meesterverhaal. Jy weet, en hy verwys ook spesifiek na die kommunisme. Dit was ook 'n implisiete en verwoestende kritiek op kommunisme, wat 'n groot indruk op my gemaak het, want ek was besig om te soek na argumente teen kommunisme, daar op die kampus waar ek was. 'n verwoestende kritiek op die kommunisme en die meesterverhaal van die kommunisme. En hierdie is 'n soort, hierdie ding wat ons hier dink, dit is die nabootsing van die meesterverhaal van kommunisme, wat ons hierso nou hoor van die openbare verhoor af in die nuwe Suid-Afrika. Nou, kom ons luister verder na hierdie kort stukkie, dit is nou al halfpad van Ramaphosa. The propaganda of these false claims has real implications for our sovereignty. Sure, ja, daar hoor jy dit. Die propaganda has real implications for our sovereignty. Nou ja, dit is nie gewoonlik die manier waarop mense sovereignty in Engels uitspreek nie, die sovereignty, maar miskien is dit so 'n bietjie Afrikaans daarby, ek weet nie, soewereiniteit. Dit het implikasies vir Suid-Afrika se soewereiniteit. Ons is hierdie groot soewereine land met een vliegtuig, een vegvliegtuig wat nog vlieg en ja, en ek het nou nog gelees in die rapportafdeling van Netwerk 24 dat iets soos 3/4 van die weermag is eintlik kronies siek. Hulle is nie net eers in staat om, hulle is nie net is hulle nie in staat om te veg nie, om die land te verdedig teen, sê maar Zimbabwe wat ons wil aanval of iets. Maar hulle kan nie eers, hulle is omtrent, ja, gehospitaliseer. Jy weet vanweë allerlei kwale, waaraan hierdie kolossale weermag met sy 200 generaals lei. Maar ja, die soewereiniteit van die land, en kyk dat die ANC in die buiteland besig was om ons te beswadder en ook, ja, in die Sowjetunie te kry en Swede en al hierdie lande om in ons binnelandse politiek in te meng. Toe het soewereiniteit niks saak gemaak vir Ramaphosa en sy trawante of die kommunistiese party en hulle trawante nie. Nee, wat, jy kan maar in 'n land inmeng en sy sake en wat ook al, en om onder dwang plaas, onder druk plaas, sanksies teen hom aanvra en wat ook al. Nou is daar gevaar vir die sovereignty, wat, van die land. Kom ons gaan 'n bietjie verder. International relations and national security. It is essential that So die gedagte dat Afrikaners in hierdie land vervolg word, en ons word vervolg, dink ek. Jy weet, daar's definitief van 'n soort staatsvyandigheid teenoor sowel Afrikaans as Afrikaners. Ons sien dit met hierdie Bella-wet en wat ek al, die Sufiese uitsprake en Malema en die Howe se uitsprake. Ja, dit is selfs 'n gevaar vir nasionale veiligheid. Sjoe, kan jy glo? Net daardie idee van Afrikaner vervolging deur die staat, waarop die staat eintlik baie trots is. we counter this narrative and defeat this agenda. Daar kom ons nou daarby. We must counter this narrative and defeat this agenda. Ja, die gedagte, die verhaal, wel, die Afrikaners is al 400 jaar in die land, en miskien is dit die verhaal wat hulle nou moet uitwis of iets, dit word uitgewis, ons word uit die geskiedenis uitgeskryf, maar hierdie verhaal moet nou afgebreek word, en dit moet, wat sê, defeat, ja, dit moet oorwin word, ons moet retories oorwin word,
deur die magtige ANC. Dis waarvoor Ramaphosa hier vra. Through direct and frank engagement, mobilizing broad support for the South African vision of non-racialism, reconciliation and transformation. Ja, non-racialism, wat is al hierdie woorde, hierdie groot woorde, non-racialism, transformation en reconciliation. Nou, ek dink, jy weet, hierdie hele gedagte van versoening van die ANC, ek dink dit was maar net, ek dink hulle het dit self later gesê, dit was deel van die strategy and tactics, jy weet, vir die eerste 2 jaar, het hier dan nog 'n klomp blanke Afrikaners in die staatsdiens was, in die weermag en die polisie en wat ook al. Dit was al versoening geweest, maar die ANC nou uiteindelik met die groot vervanging, met die transformasie, die groot vervanging wat plaasgevind het, van al die personeel wat afgedank is, en vervang is deur die ANC se kaders, toe hou versoening nie daarop. Hulle stel nie meer belang om te versoen nie. Dis nou 'n geval van, ja, ons wil maar net julle goed vat. Ons wil maar net julle, jy weet die laaste paar bates wat julle nog het, maar ons nou maar net vat, en dit is nou die vergoeding wat ons toekom, op grond van ons verhaal wat Rusty Bernstein en sy trawante nou geskryf het. En dan gaan Ramaphosa nou verder, en hy sê, and this is a campaign that needs to be launched not only in our country, but globally as well, particularly to address the false notions that some globally are perpetrating about what is happening in South Africa. Nou, ek dink daar aan die einde verwys hy nou na Trump waarskynlik en na die FSA wat bietjie begin fokus op alles wat in ons land aangaan en veral dan hierdie soort vervolging van Afrikaners wat daar plaasvind. Ek het gister gepraat van hoe Afrikaans met 'n omsetbrief afgeskaf is in die howe en in die hele regstelsel. Nou dis hierdie tipe dinge waarvan die Amerikaners behoort te weet, want en hierdie grondwet van ons, dit word eintlik, nommer 1 is dit eintlik 'n gebrekkige grondwet. Dit is nie behoorlik deurdag nie, en daar's vele van die beginsels daarvan wat totaal en al dubbelsinnig is. En dan ten tweede word die grondwet natuurlik glad nie toegepas nie, en die mense wat dit moet interpreteer is dieselfde mense wat hierdie uitsprake oor kieleboer, kielefarmer lewer. Dus ons is nie in 'n vreeslike goeie toestand hierso in Suid-Afrika nie. Maar as ons nou by die tweede gedeelte van my praatjie vandag uitkom, as ons nou dink aan hierdie, dat Ramaphosa is hierdie magtige man, hy is besig om iemand na te boots, en hy is eintlik besig om 'n soort Britse staatsman na te boots, net soos die regters, hulle boots die Britse lords na, hulle noem mekaar lord, my lord en my lady en wat ook al, dis hierdie hele soort pantomime, of wat die mense dit ook al wil noem, opvoering, nabootsing van iets wat daar in Brittanje plaasgevind het, of miskien nie eens meer bestaan nie, en wat hulle nooit self regstreeks ervaar het nie. En dit bring ons uit by hierdie gedagte van V.S. Naipaul. Ek sal net vir julle wys hoe lyk die omslag van sy boek. Dit was 'n roman wat hy in 1967 gepubliseer het, The Mimic Men. En met daardie term, The Mimic Men, het hy dan spesifiek verwys na hierdie swart leiers wat aan bevind kom na die koloniale heersers of die koloniale bestuurders of verteenwoordigers dan hulle lande verlaat. En hy gee 'n fantastiese beskrywing eintlik van hierdie hele proses. En alhoewel dit al 'n baie ou ding is uit die 60er jaar, het niks daarvan verander nie. Ons ervaar dit nog elke dag
In ons land ook, met hierdie magtige president Ramaphosa, wat nie my president is nie, met sy stellings, en hy gaan nou 'n internasionale veldtog voer teen die VSA. Hy met sy een vliegtuig gaan nou Amerika engage, en hy gaan hulle defeat, hy gaan hulle oorwin, hy gaan hulle verslaan. En dan, maar goed, kom ons kyk gou wat sê ou Nightpool oor hierdie tipe situasie. Hy skryf, ja, ek het sommer hierdie vir Grok gevra om vir ons op te som. En wie is Naipaul se roman The Mimic Man? 1967 is die term Mimic Man die sentrale metafoor vir 'n spesifieke soort postkoloniale identiteitskrisis. Dit beskryf mense, veral die bruin of swart middelklas elites in pas onafhanklike kolonies, wat byna volledig gevorm is deur eeue se koloniale onderwys, kultuur, taal en waardes, maar wat nooit werklik aan die Europese wêreld kan behoort, wat hulle naboots nie, en wat terselfdertyd vervreem voel van die inheemse samelewings wat hulle nou veronderstel is om te lei. Nou kyk, iemand soos Ramaphosa, hy woon hierso in Johannesburg, jy weet, in 'n baie deftige voorstad, jy weet, hy ry rond in 'n voertuig met blou ligte en wat ook al. Hy het geen ervaring van, sê nou maar, die gemiddelde inwoner van Soweto of Diepsloot of ja, jy weet, Langa, Nyanga of Khayelitsha of enige van hierdie plekke nie. Hy is ontsettend ver daarvan verwyder. Maar en dis het hy die identiteitskrisis, want aan die een kant is hy gekant teen hierdie westerse wêreld, maar aan die ander kant is hy besig om dit na te boots. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Kernbetekenis van Mimic Man, van hierdie nabootsers. Hulle is nabootsers sonder 'n oorspronklike. Daar's geen oorspronklike wat hulle naboots nie. Hulle boots metropolitaanse, gewoonlik Britse maniere, kleredrag, spraak, politieke instellings en selfs emosionele houdings na. Maar die nabootsing is altyd effens verkeerd, grotesk, onvolledig of gekarikaturiseer, omdat dit in 'n tropiese ex-koloniale omgewing plaasvind wat die vertoning ondermyn. Nou, ek vra jy nou net daardie paragraaf so 'n bietjie toe te pas op hierdie soort vertoningkie wat Ramaphosa nou daar gelewer het. Jy weet, waar hy praat van die narratief en al hierdie retoriese strategieë wat hy nou gaan uitvoer om die bedreiging vir die nasionale soewereiniteit te verslaan en te oorwin. Kern beteken, goed, hulle lei aan 'n permanente gevoel van ontwrigting en onegtheid. Ralph Singh, die verteller hoofkarakter, beskryf homself en sy eweknie herhaaldelik as mans wat in die trope groot geword het, wat rolle speel wat ons maar half verstaan. Hulle is vasgevang in twee wêrelde. Hierdie is 'n baie belangrike punt. Vasgevang in twee wêrelde. Daar's die sogenaamde Afrika wêreld, maar daar's ook die Britse wêreld. Want dan kyk Suid-Afrika, alles wat die ANC gedoen het sedert 94. Hulle het probeer om die land net so Brits as moontlik te maak. Is dit nie so nie? Jy weet, hulle probeer alles uitwis wat Afrikaans en inheems is en wat plaaslik ontwikkel het, wat plaaslik geskep is. Hierdie ongelooflike skepingsvermoë van ons mense en hoeveel dinge ons nie geskep het in Nederland nie. En dit alles word verwoes, want dis ongewens. Die Britse koloniale model is veel meer gewens vir mense soos Ramaphosa en sy ANC en natuurlik die SAKP en die hele boksumdaais. Dan sê, word al verder gepraat, ja, hulle lei aan 'n permanente gevoel van ontwrigtheid, hulle is vasgevang tussen twee wêrelde, verwerp of neerbuigend behandel deur die ware metropolitaanse sentrum, Londen in die roman. Onvermoë om autentiek met die massas van hul eie eiland, die fiktiewe Karibiese eiland Isabella te verbind, wat hulle in die geheim verag of vrees as chaoties, primitief of onopgevoed.
hul politieke mag, wanneer onafhanklikheid kom, is dis broos en teatraal. Is dit nie vir ons, daai ding van hulle politieke mag is boos en teatraal. Want vandat Trump nou, vandat hy daai stelling gemaak het op 7 Februarie oor Afrikaners wat onderdruk word in ons land en dat daar volksmoord teen ons toegepas word, toe ek nou nog in Praag was in Februarie, 7 Februarie, en ek het dadelik mos sommer so 'n klein video daaroor gemaak. Die ANC voel geweldig bedreig daardeur, want hulle mag is broos en teatraal. Dit berus nie op theater, dit berus op hierdie retoriek, op hierdie woorde wat so aan mekaar herhaal word, transformasie, wit heersig, rasisme, wat al hierdie terme wat aan mekaar soos in 'n verhoogstuk wat na aand opgevoer word met dieselfde dialoog. Dit is waarop hulle mag gegrond is. Hulle bou grootse boulevards, hernoem strate, verkondig nasionale skeepvaartlyne en lugrederye en hou bombastiese toesprake. Alles nabootsing van Europese nasiestaat swier, maar die samelewings bly ekonomies afhanklik en sosiaal gefragmenteer. Nou, ek dink nie Suid-Afrika is heeltemal so, jy weet, soos 'n Pisang-republiek, dat ons nou afhanklik is werklik van, jy weet, 'n metropool van Frankryk of Brittanje of wat ek al nie, want juist vanweë die feit dat ons land eintlik onafhanklik gemaak het en selfgenoegsaam gemaak het en ons boere produseer ons eie voedsel en ons, jy weet, en daar's baie dinge wat in Suid-Afrika ook vervaardig word, so ons is nie net soos 'n eiland in die Karibiese See nie. Maar daar's baie ander aspekte wat ons beslis kan herken in ons hele verhouding tot Brittanje en veral die ANC se verhouding tot Brittanje, want hulle is besig om hierdie land soos 'n Britse kolonie te bedryf, of hulle is eintlik ook besig, Ramaphosa is eintlik besig ook om, hy verbeel hom dat hy nou sy eie ryk het, sy eie Britse ryk hier in Suid-Afrika. En hy gaan nie net die res van ons hier koloniseer en vir Engels en vir Brits en Afro-Saksers maak nie, maar hy gaan ook Amerika, jy weet, hy's op die internasionale skaakbord en hy gaan Amerika en Frankryk en Duitsland en Brittanje en Rusland en China as 'n bietjie rondstoot. Hy het ook sy stukke daar op die internasionale skaakbord, want hy regeer nou sy eie ryk hierso. Dan verder, die Mimic Men is die onopgeneemde mans van die nuwe wêreld, wat sy, sleutelplassasies wat die konsep definieer. Ja, dit is nou 'n fantastiese aanhalings uit hierdie roman vrou Wie is Naipaul, wat nou hier in Afrikaans vertaal is. Hy sê, ons het voorgegee om werklik te wees, om te leer, om ons vir die lewe voor te berei. Ons naboots mense van die nuwe wêreld, wat die rol speel van ons voorouers, skipbrekelinge op hierdie eiland. Dis die een aanhaling. Die volgende ene is, die Mimic Men of die nabootsers is die onopgeneemde mans van die nuwe wêreld. Ons het niemand om na te boots buiten mekaar nie. En die derde aanhaling, om Mimic Men te wees is om mans sonder 'n land te wees, mans wat hul wortels verloor het en geen nuus gevind het nie. Ja, en dan aan die einde praat hulle maar net so 'n bietjie van, is 'n baie pessimistiese kyk na die sogenaamde postkoloniale wêreld, of na hierdie Suid-Afrika, daai term postkoloniaal wat my soort van dwars in die krop steek natuurlik. Dit word ook in Suid-Afrika aan mekaar gebruik, veral in 'n akademiese konteks. Maar dit is in ons land is dit maar ewe beroerd en daar is dieselfde soort nabootsing en die leertoriese toesprake wat gelewer word, sonder dat deur mense wat in hierdie soort tussentoestand tussen Brittanje en Afrika verkeer.
En dit is 'n wesentlike probleem in ons land. En ek dink dit is ook waarom soveel van ons probleme nie opgelos gaan word nie. Want dit is daar's 'n werklike identiteitsprobleem in Suid-Afrika. En hierdie gedagte dat ons nou almal tot dieselfde nasie behoort, of dat daar 'n nuwe nasie tot stand gekom het in 1994. Dit is alles eintlik net 'n klug en dit is 'n opvoering wat totaal inhoudloos is. En hulle sê, jy weet, Grok sê hier, Naipaul is opsetlik hard en pessimisties, hy sien die postkoloniale elite nie as bevryders nie, maar, ja, hierdie is 'n fantastiese sin wat Grok nou eintlik hierso vir ons opgedis het. Hy sien die postkoloniale elite nie as bevryders nie, maar as beskadigde produkte van die ryk, gedoen tot ewige rolspel. Beskadigde produkte van die ryk, van die Britse ryk, wat gedoem is tot ewige rolspel. En ek dink dit som vir ons baie van wat die politiek in hierdie land en die kultuur en openbare uitsprake en alles aangaan op. Want mense is beskadig deur die Britse ryk, deur hierdie soort projeksies van Brittanje wat hier na vore gekom het en die Britse manier van doen en die Britse model wat vir ons voorgehou is en waarvan die Afrikaner in 'n hoë mate, ek dink ons het onsself in 'n hoë mate daarvan bevry en ons het ons eie inheemse kultuur geskep en ons eie, ja, ons fantastiese letterkunde en denke en filosofie en politieke denke, soos hierdie boek van Gerrie Skols wat ek tans lees. So ons het ons eie ding hierso. Ons is nie besig om die Britte na te boots nie. Daar is sommige Afrikaners wat dit doen, maar gelukkig dink ek is hulle in die minderheid. Maar ek dink die hoofstroom van die Afrikaner kultuur, nie net vandag nie, maar as ons nou teruggaan, jy weet, die historiese hoofstroom van die Afrikaner kultuur, dan is ons nie nabootsers nie. Ons is skepend, ons is oorspronklik. Die Afrikaanse kultuur en ons hele identiteit hier, dit is oorspronklik. Daar is nie nog so 'n groep mense ter wêreld nie. Daar's geen ander min of meer westerse groep wat hom so volkome in Afrika gevestig het en soveel wortels in hierdie land het nie en wat eintlik die omgewing hier omvorm het tot iets wat ja, vatbaar is vir 'n groot beskawing en 'n groot kultuur. En ek dink dit is die werklike konflik wat in ons land aan die gang is die tussen die nabootser en die oorspronklike draer van kultuur, of die draer van oorspronklike kultuur. En dit is nie 'n botsing tussen die sogenaamde white supremacy en die en die swart slagoffer nie. Dit is nou deel van die soort kliseë van Suid-Afrika. Dis nie dit nie. Dit gaan oor hierdie autentisiteit. Dit gaan oor hierdie identiteit en die konflik oor wie en wat ons is in Suid-Afrika. Ek weet nie wie dit gesê het nie, maar ek dink iemand het gesê alle politiek is identiteitspolitiek, veral in die huidige tydvak, natuurlik. Het geld hier, het geld in Amerika, het geld in Europa, in Brittanje, en waar ook al. Selfs in Rusland, want ek dink hierdie hele konflik in Rusland, tussen Rusland en Oekraïne, is ook eintlik 'n identiteitsoorlog wat daar woed. Want aan die een kant is daar van die Oekraïners wat voel hulle is nie Russe nie, maar daar's 'n ander helfte van Oekraïne wat weer voel hulle is Russe. En daardie twee het eers 'n burgeroorlog begin, en nou is daar 'n oorlog tussen Rusland en Oekraïne self, wat eintlik die hele res van die wêreld betrek het. Dus identiteitspolitiek, identiteitskonflik is geweldig belangrik. Wel, ek hoop ek kon sin maak van dit alles, van Ramaphosa se toespraak, en
dat hy eintlik besig is om die Britse Ryk na te boots. En dan volgende keer maak ons weer so. Ek het nog 'n hele paar ander interessante onderwerpe waarin ek gedink het, en ek is nog steeds besig om Gerrie Skols te lees en sal iets daarvan ook op 'n stadium met u deel. En ja, natuurlik hierdie hele volksmoord debat, dit gaan nie ophou nie. Ek dink dit gaan nog verder ontwikkel en ons sal dit volg en ook daaraan deelneem. Tot volgende keer dan, totsiens, en moenie vergeet om die kanaal in te teken nie en koop gerus 'n boek. Tot volgende keer, totsiens.